Goeiemôre geliefdes. Verlede keer het ons gesels oor God se karakter en vandag praat ons oor God se grootheid, sy goedheid. Dit voel so, ons weet dit alles, maar baie keer is dit net nodig om dit weer te hoor en weer vir onsself te herhaal. En as ons kyk na God se goedheid, weet jy wat beteken dit in Hebreëus? Good in the widest sense. Nou ja, daar's twee maniere om van sy goedheid te weet. Een is skriftuurlik, want ons lees dit in die Bybel, en die ander een is om verhouding te hê met hom, om hom in ons binneste te ervaar. So kom ons kyk eers na die skriftuurlike verse, net 'n paar van hulle, want die Bybel is vol. Psalm 100 vers 5 sê, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Psalm 34 vers 9, smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Psalm 145 vers 8 tot 10, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Die Here is vir almal goed en sy barmhartighede oor al sy werke. Psalm 34 vers 3 sê dit mooi in Engels, Oh magnify the Lord with me. As ons kyk na die betekenis van magnify, dit kan twee betekenisse hê. Ons vat 'n vergrootglas en ons maak iets groter as wat dit is, of soos die psalmdigter dit sien, dit is so groot as wat dit werklik is. Nou ja, God is so groot as wat hy werklik is. Ek waag amper om vir jou te sê, jou geloof is so groot as wat jy God ervaar in jou lewe. En dan om met hom 'n verhouding te hê. Die belangrikste punt wat ons daagliks herinner aan God se goedheid, is die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sonde. Hierdie goedheid beteken dat diegene wat hom aangeneem het, het die ewige lewe. Daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Ons is absoluut gered deur sy genade. Almal vanaf die Ou Testament tot vandag toe, is ons almal wat hom aangeneem het, gered deur die goedheid van God. Sy goedheid, sy genade, sy liefde bring mense tot wedergeboorte. Onthou dat elke mens 'n vrye wil het, en elke mens moet self die keuse maak om hom aan te neem. Om van God se goedheid in die Bybel te lees is een ding, maar om sy goedheid te ken en in jouself te erken is 'n ander. Hy leef in ons en ons in hom. Ons moet 'n hinkering in ons binneste hê om God te ken. En ons moet in hom ingeweef wees om hom te kan ervaar. Om hom te ervaar, moet ons sy menslike eienskappe kan assosieer. Hy het gedagtes, emosies, hy het 'n wil, hy het 'n intellek, hy het 'n gevoel, hy het lief. So lief, hy is in beroering oor jou. Hy is liefdevol, hy geniet, hy juig. God is tevrede, God het keuses. God het 'n doel voor oë, God bepaal. Hy is teenwoordig. Weet jy wat? Hy het nie remote control nie. Hy is by jou, in jou en my. God besluit. God word kwaad. God word bedroef. Hy haat. Hy het empatie met ons. Ons vat net 'n kort onderbreking en ons kyk wat is empatie. Want ons verwar dit baie keer met simpatie. As ons sê iemand het simpatie met jou, beteken dit hy voel saam met jou. Hy is jammer vir jou. As ons sê iemand het empatie met jou, beteken dit dat daai persoon kan homself in jou situasie inprojekteer en hy voel wat jy voel. Dit beteken jy is nie alleen nie. God is nie net teenwoordig nie, hy voel wat jy voel. God kan nie eendag so voel en 'n ander dag so nie. Mense kan verskillend wees, dit kan verskillend dink en anderster voel, maar nie God nie. Hy het lief met 'n ewige, grenslose liefde. Maar ons moet onthou, hy haat met verterende vuur. Hier is iets wat ons moet verstaan. Die goedheid van God vereis dat God nie sonde kan lief hê nie. Onthou, God het die mens lief, maar hy haat die sonde. Ek laat jou met twee gedagtes vandag. Erken jy God se goedheid in jou lewe? Wanneer jy jou lewe voor hom neerlê,
Kan jy berus in sy besluite vir jou lewe? Hoe vergelyk die goedheid in jou met die goedheid van God? Hoe vergewensgesind is jy? Hoe beoordelend is jy? Ek laat jou dan met die uitdaging vir die week. Gaan ons meer na Jesus kyk en meer soos hy wees? En gaan ons na ons medemens kyk met ons harte en nie met ons oë nie? Kom ons bid saam. Dankie Jesus vir u goedheid, vir u liefde, vir u guns. Dankie dat u my eerste lief gehad het. Help ons, Here, om soos die psalmdigter te sê, want hy wat in ons lewe, ons beweeg in hom en hy in ons. Kom vandag ons gebed en smeking tegemoet. Ons het u goedheid nodig. Daarom bid ons vandag, Here Jesus, vir genesing, vir voorsiening, vir u goedheid en u guns, dat u saam met ons op ons pad is vandag, Here, dat u ons by die hand neem en ons lei, en dat ons net in u kan berus en kan weet, u goedheid is ons voorsiening in Jesus naam. Dankie dat julle saam geluister het. Volgende keer kyk ons na God se barmhartigheid en sy genade. Totsiens.